Gemeente, goeiemôre. Ons is vanoggend by die laaste karakter in die reeks vir ons Pinkster en ons kyk spesifiek na die lewe van Paulus en dan in die besonder sy bekering in Handelinge hoofstuk 9 van vers 1 tot en met vers 19. Ek gaan net die eerste paar verse lees. Daar staan: "Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en van hom bekendstellingsbriewe aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die leer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vroue, gevange te neem en na Jerusalem toe terug te bring. Toe hy op reis naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem het vir hom gesê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here, vra hy. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. As 'n mens nadink oor Saulus of Paulus se lewe, dan is sy bekering eintlik 'n baie bekende deel van sy lewensverhaal. 'n verhaal wat vertel van 'n goddelike ingryping in sy lewe, 'n verhaal wat vertel van 'n radikale ommeswaai in sy lewe, maar ook die rol wat medegelowiges ook in sy lewe gespeel het. Die Bybel vertel vir ons dat Saulus soos 'n besetene te kere gegaan het, dat hy mense met die dood gedreig het. As mense selfs die gedeelte lees van Stefanus wat gestenig is, dan lees ons dat Paulus daar teenwoordig was, iemand wat die Christene fanaties vervolg het, haat teenoor gehad het. Lees ons dan hoe hy voortgaan op hierdie plan waarmee hy besig is, omdat hy nie gesien het dat Jesus die Messias is nie, en daarom ook om die mense van die weg, soos die Christene daai te bekend gestaan het, dan ook te vervolg. Maar dan lees ons van 'n inkeer wat in sy lewe kom. 'n Geleentheid op hierdie weg na Damaskus, waar die Here in sy opsoekende liefde vir Saulus kom aanraak. En Saulus se lewe onherroepelik kom verander. En dit is so treffend weet dat wanneer Saulus hierdie stem van die Here hoor om te sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dat Jesus hom openbaar as die Christus en dat hy sê, maar hy is eintlik besig om vir my te vervolg, terwyl jy besig is om mense te vervolg en mense in die tronk te stop, want dit gaan eintlik oor weerstand teenoor die evangelie van die Here. Maar God kom en God kom verander sy hart en sy lewe. En bekering herinner ons dikwels daaraan dat dis nie iets wat uit ons uitkom nie, maar is wat God skep, en ons kom dikwels op 'n plek in ons lewe waar ons besef dat ons nie verder vorentoe kan gaan nie, en dat ons die genade en die hulp van God ook in ons lewe nodig het. Nou, mense kan baie keer sê sonde is om teen die woord van die Here in te tree. Party sal sê sonde is om die doel van God se doel met jou lewe te mis. Beteken dat ons eintlik verleer om te leef in die verwagting wat God van ons lewe het. En hier lees ons dan ook van hierdie bekering in Saulus se lewe. Maar wat belangrik is dat wanneer daar bekering in my lewe plaasvind, dat dit 'n 180 grade draai in my lewe is. Dis nie maar net met 'n verstand te erken ek was verkeerd nie. Dis nie maar net om te sê, ja Here, ek hoor dit wat U vir my kom sê en ek nog steeds op my ou weg op pad is nie. Dit is 'n radikale inkeer en 'n verandering in my lewe. Ons sien dit in Saulus se lewe, dat wanneer die Here vir hom blind maak op die pad van Damaskus, en vir 3 dae afgesonder is, en hy vir Ananias die visioen gee, dan sê hy, jy sal 'n man vind wat besig is om te bid. En hoe nadat die Here Saulus of Paulus se lewe verander het, hoe hy die eerste sendeling word wat die evangelie aan heidenmense gaan verkondig, en wat
wat uitgaan om vir mense te vertel dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. Radikaal teen dit wat hy tot nou toe gedoen het. En daarom wil die woord van die Here vanoggend ook vir my en vir jou sê, as ons tot inkeer kom, as ons tot bekering kom, en dit is 'n daaglikse bekering, is nie net 'n eerste bekering in jou lewe nie, dan beteken dit wat God in jou lewe kom uitwys, dat die Here dit wil herskep en wil wegvat en anderste in my lewe na vore wil bring. En mag die Here vir ons die genade gee om hierdie ommekeer te maak, om weg te stap, om te draai van my ou sondige lewe, dit wat ek verkeerd gedoen het, en dat ons toelaat dat die Gees van die Here ook ons lewens kan herskep en verander, soos in hierdie Pinkstertyd, om deur Jonas, God se oë na die lewe te kyk, om soos 'n Jona tot bekering te kom, en God se genade te kan aanvaar, om geloof van Deborah te openbaar, en God te vertrou in ons lewe, om gasvry te wees soos die Nemitiese vrou, om ook dan in voorbidding in te tree vir die wêreld, en ons het elke karakter beleef, en elke karakter het iets vir ons kom gee. En dan is die wonderlike van hierdie verhaal ook, is dat die Here Ananias oprig, om na Saulus toe te gaan, en hy spreek hom aan as my broer. Ek en jy is nie oorgelaat in onsself nie, die Here maak ons deel van 'n geloofsgemeenskap. En eintlik kom vra die Here vir ons ondersteuning van mekaar. En ek dink die klag dikwels teen ons as gelowiges is dat ons mense wat tot geloof kom, mense wat 'n inkeer in lewe maak, dikwels hulle self oorlos, in plaas van om hulle te begelei en te ondersteun en te help. En nou kom die Here, hy sê, geloof beteken 'n uitdraai in jou lewe, maar geloof beteken ook jy word deel van 'n geloofsgemeenskap wat na jou toe sal uitreik, en wat in jou sal belangstel om vir jou te bid en vir jou te versorg op hierdie geloofsreis wat die Here ook met jou stap. Kom ons bid saam. Here, help vir ons om te draai daar waar ons bewus word van sonde in ons lewe, en help vir ons, Here, om gelowiges nie alleen te los nie, maar te dra en te help ook in hulle geloof. Amen.